Sien van God doen het nog een keer. Oh, Jesus doen het weer. Oh, Jesus doen het weer. Ja, hier die geslag moet Hartlik goeiedag, baie dankie dat u saam met ons kuier weer by Jesus doen dit weer saam met my, Andries Besuidenhout, waar ons werklik die Here die erkenning gee, dat hy vir ons nie net die leiding gee nie, maar ook die energie gee, die krag gee. En waardeur ons, wanneer ons luister na ander mense se getuienis, dan besef ons net hoe groot God is. Dan besef ons net, jy dink baie keer, jy het probleme, of jy wil kla oor 'n hoofpyn, of oor 'n spierpyn of iets. En dan is daar ander wat baie slegter daaraan toe is. En dan besef jy net hoe baie keer moet ons net sê dankie, dankie ons Here God. En vandag kuier ons by 'n instansie. Ek gaan nou vir Benita aan die voorstel. Sy gaan vir julle sê, wat se instansie is dit? Sy gaan met ons gesels, waaroor gaan dit, hoe het sy betrokke geraak, en ek glo dit gaan vir u inspirerend wees, en dit gaan weer vir u dankbaarheid gee, wat u het elke dag van die lewe. My sussie, dankie dat jy jou tyd uitgekoop het, ek weet jy werk nog, en jy gaan vir ons vertel, wie is jy? Hallo Andries, en baie dankie vir die geleentheid. Dis werklik 'n voorreg. Ek is Benita Visser en ek is betrokke by Little Angels van 2018. Met ander woorde, dit was 'n tydjie, 2008, ek maak 'n fout, 2008. En dit was wonderlik om te sien hoe Little Angels van die begin af tot nou gegroei het. Ons het nog baie groei nodig, maar dit was werklik moeilik in die beginjare. Die Little Angels is in Mei 2005 gestig deur Thea Vermaas. Dit het begin as 'n dagsorg met haar eie kind, of met een kind, haar neef, ek is nou verkeerd, en Desember 2005 is dit as 'n residensiële fasiliteit gestig. Die kinders van Little Angels het in 2 ander huise gewoon voordat hulle 15 jaar gelede in die huidige huis gevestig is. Een van die kinders wat in die huis opgeneem is nog steeds by ons. Little Angels is die enigste huis wat sy nog ooit geken het. Sure. Ja, dit is ongelooflik. Hierdie kinders het oor die jare gegroei en ontwikkel in Little Angels. Hulle ken nie 'n ander huis nie. Ons het dan 17 kinders, hulle wissel van die ouderdom van 4 tot 22. Ons grootste wens is om 'n tweede fasiliteit te begin vir die ouer kinders. Volgens wet is dit eintlik belangrik dat hulle apart geplaas word. Maar ons moet ook onthou dat die ouer kinders eintlik nog soos kindertjies is. Mens kan nie werklik hierdie kinders se ouderdomme skat nie. Hulle is so afhanklik van ander. Meeste van hulle is nog op doeke, eintlik almal. Dit is 'n baie groot behoefte by ons. Om daai doeke te koop is nogal 'n baie groot uitgawe. En van die kinders, party van hulle is deur die ouers toegelaat, maar die meerderheid is hofbevelle. Die kinders word geplaas omdat die ouers werklik nie self na hierdie kinders kan kyk nie. Ek dink dan moet julle self indink om 'n kindjie by die huis te hê wat niks vir homself kan doen nie, wat nie eintlik kan ordentlik kommunikeer nie. Daar's ander kinders in die huis. Hulle weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. Hulle raak rebels, omdat hulle nie met hierdie kinders kan kommunikeer nie, en omdat daai kinders meer aandag verg. So die ouers is raad op. En ons verstaan dat die ouers werklik 'n fasiliteit nodig het. Dis ook beter vir die kind. Die kind het voltydse sorg nodig. So daai ouer kan nie gaan werk nie. Dis eenvoudig onmoontlik. Op die oomblik het ons 'n baie sterk komitee. Ons voorsitter is Dan Bakkel. Ek is die tesourier vir die laaste 10 jaar, dink ek omtrent. Sekretaris René van Rensburg, en dan het ons nog 4 ander lede. Tanya de Jager is die bestuurder van Little Angels. Ongelooflik. Sonder haar sal hierdie karretjie nie ry nie. Sy is die kaptein. So ons is verskriklik trots om haar aan boord te hê.
Daar's 21 personeellede aan boord, waarvan sy natuurlik nou een is as die bestuurder. Dit is ook iets waarop ons trots is dat ons personeel al baie lank by ons bly. Ons wissel nie baie van personeel nie. Dit gaan partykeer rof, maar ons het al geleer hoe om rowwe bootjies te bestuur. Little Angels is 'n privaat instelling en ons is 'n nie-winsgewende organisasie. So die meeste van ons fondse, die grootste gedeelte daarvan, word gegee deur die departement van gesondheid, maar sonder addisionele fondse kan ons nie vir die kinders sorg nie. Ons uitgawes is net baie meer as ons inkomste. Ek dink enige persoon daar buite verstaan die kostes van om net vir een kind te sorg. O ja, dis verseker. So ons probeer werklik vir hulle alles gee. En om dit te doen, het ons nou hulp nodig. Hulle gesondheid is natuurlik altyd, hulle moet voltyds 'n suster of iemand hê wat werklik mediese kennis het, wat hulle kan omsien. Daai mense kos geld. Dit is nie maklik nie. Hulle moet in die middel van die nag hospitaal toe gery word. Noodgevalle is 'n groot ding. Ons het werklik 'n ander voertuig nodig op die oomblik. Ons het 'n huis nodig. Ons is in 'n huis tans, wat ons al baie probeer het om reg te wens. Want met geld kan 'n mens net soveel daklekke regmaak en soveel mure bou. En die huis het so baie geld nodig. Ons het al gedink aan 'n nuwe huis bou. Ek hoef nie die kostes daarvan te verduidelik nie, want ons praat van 'n groot huis met baie kinders. Ons hoop dat die publiek ons webtuiste sal gaan kyk en werklik ons behoeftes daar sal sien. Selfs net 'n paar sakke doeke van die korrekte grootte, want dit is meestal volwasse mense se doeke. Selfs dit is 'n fantastiese as hulle so 'n skenking kan maak. Ons het nou in September by die Nappy Kliniek, het ons wat ons noem 'n Nappy Run, jammer vir die Engels gehad, baie suksesvol. Ons hoop om dit meer gereeld te doen. Kos is altyd nodig. Hierdie kindertjies se voedsel kos vir ons baie. Enige skenkings, ons kan 'n 18A sertifikaat gee, so mense kan net vir my kontak. Ook die boeke van ons NPO is oop. Enige iemand kan my kontak. Ek is beskikbaar om inligting te gee. Daar's geen verskillende agendas nie. Ons is so trots op ons huis. En ons hoef net hierdie kindertjies te sien om ons hart week te maak. Dis altyd vir my hartseer, want ek dink aan my eie kinders en ek dink, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar. So, Ja, jy weet, Benita, jy is nou, as ek reg is, as jy sê, dis nou 17 jaar ja. wat jy betrokke is, en nog steeds kan ek sien, dit roer jou hart, wat jy doen, en weet jy, die Here het tog vir ons elkeen geroep. Die woord van die Here sê, hy het ons geroep by die naam, Ja, en hoekom het hy dit geroep? Hy het Benita geroep, om hier as 'n tesourier te wees, en jy die hart, werklik, jy leef jou uit, ek weet, jy werk nog permanent, ja. en nog steeds is jy basies 'n vrywillige, wat kom en hierdie dinge doen vir Little Angels. Ja, maar weet jy, Andries, jy kan nie met hierdie kindertjies werk, as jou hart nie in dit is. Of course. Dit is hoekom ek trots is op elke persoon wat op die komitee is, en dankbaar. Hulle gee hulle vrye tyd. Ons kom na ure by mekaar. Iemand soos Tanya is net eenvoudig 24/7 aan diens. Dit is ongelooflik, en ja, my hart is in dit. Dit is vir my definitief 'n saak wat aan my hart lê. Jy weet, ek sê, die Here het ons by die naam geroep, nommer 1, en nommer 2 is, dat as jy 'n liefde het vir iets, gaan dit suksesvol wees. En ek glo, ek wil amper vir iemand daar buite sê,
moenie iets doen wat jy nie van hou nie. Want as jy nie van dit hou nie, gaan jy nooit jou alles gee nie. Nee. Jy weet, as ek jou nou van, jy is vir 17 jaar al betrokke en het dit al op 'n punt gekom waar jy voel, jy sal nou vir iemand alles wil oorgee? Nee, Andries, dit het nie. Dit voel net vir my, ek wil nog hier wees as ons hierdie huis vergroot. Ek wil nog hier wees as ons nog kinders aanbou. Dit voel vir my, daar is so baie kinders daar buite wat ons nodig het. Ons kan soveel meer gee. Die resep is hier. Ons het die stelsel 100% in plek. Ons weet hoe om dit te doen. Finansies is ons enigste probleem, want dit kos geld. Ons het meer spasie nodig, meer personeel op die ou end nodig, en ons kan vir soveel meer kinders 'n tuiste skep. Hoeveel kinders is heidaglik nou hier? 17. 17. Ja. Is nogal verbasend, jy 17 jaar betrokke in die 17. Kan jy glo, né? Ja. Ek wil gou jou nou 'n ander vraag vra. Hoe impak, ek meen, jy's ook nie meer 'n jong vrou nie. Kan jy dit sien? Ek gaan nie verder uitbrei nie. Maar ek wil jou vra, wat se impak het dit op jou gesin as uitwerking gehad op jou gesin? Dankbaarheid. Is dit? Ja, dit sal my eerste antwoord wees. Hulle het geleer deur my wat hierdie plek so hoog 'n prioriteit maak. Het hulle geleer die belangrikheid daarvan. Die dankbaarheid om te kan 'n bal vang, om te kan eet met jou eie hande, om jou eie badkamer dinge in privaatheid te kan doen. My gesin het definitief, want ons gaan na plekke toe waar hulle fondse insamel en ons gaan sit 'n tafeltjie op en ons probeer die mense aan ons bekendstel deur eenvoudige goedjies te doen, deur pamfletjies uit te deel, koekies te verkoop wat hier binne gemaak is. Maar dis meer om die storie te vertel. So my gesin het die storie baie gehoor, te veel dalk, maar hulle het soveel respek vir 'n plek soos Little Angels. En ek dink nie die mense, die publiek daar buite, sien altyd sulke huise raak nie. En ek dink nie hulle verstaan altyd die behoefte wat daar vir sulke plekke is nie. My gesin het definitief dit geleer. Hulle het geleer dat daar is 'n groot behoefte in hierdie wêreld. Hier het al hartseer gevalle ingekom. Maar die kindertjies kom hier in, hulle is werklik teen die grond en ons lig hulle op, so ver soos wat ons kan. Ja. Sê gou vir my 'n ander ding. Ek weet dit gaan nou oor finansies en skenkings en ons gaan al die inligting moontlik gaan ons deurgee met hierdie uitsending. Wat is daar iets anders as mensies hulle tyd wil gee? Wat kan hulle doen? Ek dink dis 'n vraag vir Tanya, want dit is moontlik om te kom help, maar dis ook nie eenvoudig nie. En omdat sy die persoon is wat binne in die huis is, dink ek dis werklik iets wat sy vir julle sal kan beantwoord. Ja, ek wil hom nou anders te gedraai het. Ek verstaan wat jy sê, daai gedeelte is vir Tanya. Ek praat van wanneer iemand kom en sê, die vrou is baie lief om koekies te bak, byvoorbeeld. Kan hulle jou ook kontak en sê, luister, ek kan vir julle sê 10 dosyn gemmerkoekies bak. Definitief. En julle kan dit verkoop. Ja, vir ons. definitief. Ja, definitief. Dit is ek wil net Enige bydrae, enige hulp, is ons voor dankbaar. Want dit is vir my waaroor dit gaan, dat mense nie net vaskyk teen, hoorie, ek het nie die finansies nie, om doeke te koop nie, maar ek kan hierdie goed doen. Weet jy, Andries, hulle kan ons tuin kom mooi maak. Hulle kan kom blommetjies plant. Dis nogal vir my iets wat na in die hart lê, wat ek baie graag wens ek het self die tyd en die jeug gehad om dit te doen. Maar dit is een van die goedjies, dit is nie direk vir die kinders nie, maar dit is toch indirek vir die kinders. Ja. Dit dra toch by, tot hulle daaglikse lewe. So aan die finansiële kant, enige iemand wat wil fondse inbring op 'n manier, kan jou kontak. Die ander gedeelte gaan ons vir Tanya gee. Ja, oor die kindertjies se versorging is Tanya definitief die persoon om mee te praat. Die tas een vir my ander ding is,
as mense julle wil kontak, kom ons sê, mense sien nou hierdie uitsending. Ja. En hulle het nie van julle geweet nie. Ek wil net vir julle sê, hulle is in Somerset West in die Kaap. Julle het nie, soos hulle gesê het, Benita het gesê het, hulle wil graag nog 'n huis open as dit die Here se wil is. En dit is so belangrik as jy iemand daar buite het om hulle te kan kontak en vir hulle meer te kan uitvra en te kan hoor, hoe kan julle nie net help nie, maar hoe kan ons deel wees van, miskien is daar 'n huis wat iemand het, wat iemand graag vir die tipe van ding, en ek sê altyd, kom ons bid daaroor. Jy weet, bid oor 'n saak, moenie net sommer jou eie besluit neem nie, maar bid daaroor. Dit is vir my so belangrik. So, ons het gehoor nou wat Benita sê, dat die finansiële kant, en ons weet almal, die finansies is druk op almal. Maar ek glo, as elke persoon daar buite net 'n klein gedeelte gee, Absoluut. dis al, net Ja. van hulle tyd, van hulle finansies, Ja. in plaas van om elke dag 'n botteltjie Coke te koop 1 keer 'n Ja. week, en die ander 5 dae van die week gee jy daai geldjies vir 'n Ja. instansie, wat op jou hart is. Benita sê gou vir my, julle is 'n NPO, nee, Ja. jy het gesê, Ja. jy kan, daai sertifikaat, dit is 'n 18A? 18A, jy is nou die slim een wat dit aanbetref. Maar as enige iemand meer wil uitvind, hoe kan hulle betrokke raak finansiëel, Ja. is jy die persoon. Hulle kan, dis eintlik 100% as hulle my direk kontak, kan ek my telefoonnommer Dit gee? sal dit sal vertoon word. Dis 082 378 6945. Dan is daar ook 'n webwerf www.littleangelshome.co.za en hulle kan ook 'n e-pos stuur aan operations@littleangelshome.co.za. Dis belangrik dat hulle ons identifiseer aan ons logo wat agter ons is op die oomblik, want daar is 'n hele paar instansies met dieselfde naam. Ek het gesien daar's Ja. ander goed wat maar nie dieselfde tipe nie, maar Ja, wat dieselfde Nee, naam nie het. dieselfde naam. Die Kyk, naam is baie populêr. Wat ons gaan doen is, Rafkin, hulle sal dit, tydens die opname gaan hulle dit laat verskyn, die nommers, die webtuiste, die e-posadresse, sodat iemand dit nie mis nie. So, ek wil vir jou sê, Benita, is daar nog iets wat jy aan kan dink, wat jy vir die mense kan vertel, oor Little Angels, hoe hulle kan betrokke raak? Weet jy? Nee, ek kan nie op die oomblik nie. 'n Fondsinsameling is net by my die grootste ene, want dis die een wat my bekommerd maak. Maar ek dink dit is belangrik dat hulle dalk die huis bel en met Tanya praat en hoor wat haar spesifieke behoeftes is, want haar behoeftes verander ook. Dis nie altyd dieselfde nie. Daar's baie keer miskien iemand nodig wat net vir die kinders kan kom musieklessies gee of musiek speel, vir stimulasie. Maar dit is die tipe ding wat direk met die kind en direk met die huis. Dit is 'n situasie van ek is 100% deel, maar so klein bietjie aan die buitekant, omdat ek net met die finansies werk. Ja, jy is die admin kant. Jy kan dit so noem, ja. Maar die mense is daar buite wat hier in die omgewing woon, en ek wil vra dat as daar mense is wat op vakansie is, kontak hulle en kom lê besoek af. Ek glo julle sal dan met die volgende opname gaan ons vir Tanya dan hê by ons, en dan kan julle met haar direk kontak maak en sê, hoorie, wanneer kan ons kom besoek? Ek glo hulle het nie nodig, dis ek wil jou gou 'n ander ding vra. En dit is aan die finansiële kant, word julle geaudit? Is daar Ja. Daar's 'n 100% geauditeerde finansiële staat. Ons het alle dokumentasie wat benodig word om te kan fondsinsameling doen, het ons beskikbaar. Daar is absoluut alles dokumente in plek en die finansiële state is geaudit. prys die Here. Ja. Benita, ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy saam met ons jou tyd uitgekoop het. Ek weet jy gaan nou weer terugkeer werk toe, maar dankie vir wat jy doen. Ek sê vir julle dankie vir hierdie geleentheid. Julle doen ongelooflike werk. Nee, die Here het vir ons geroep om hierdie dinge te doen, soos die Here vir jou geroep het om hier by Little Angels betrokke te raak. Ek wil vir jou dankie sê. Dankie vir wat jy doen vir Little Angels. Dankie dat jou gesin jou afstaan vir Little Angels. Dit is vir ons so belangrik om die Here die erkenning te gee vir alles.
Ons gesondheid, soos jy reg sê, weet dit is so maklik om, soos ek aan die begin gesê het, toe ons begin het, dat ons wil so maklik kla. Ek weet, ek het as gevolg van 'n motorvoertuigongeluk in 2004 het ek vir 'n jaar lank met krikke geloop. En ek het net besef hoe moeilik dit is. As jy 'n koppie koffie wil maak, moet jy daar gaan staan, waar jy hom maak en toe klaar drink. Jy kan hom nie tafel toe vat nie. So wat nog van hierdie kindertjies, soos jy sê, hier's volwasses, wat eintlik nog kinders is. Hulle is eintlik 22 en dan lyk hulle 12. En elke keer as ek by die huis is en ek het 'n pyn op 'n plek, dan dink ek, o jene, ek moet nie kla nie. Ek kan nog my hand gebruik. Ek kan nog loop. Hierdie kindertjies, hulle kan nie eens praat om te kla partymal nie. Hulle kan nie eens vir ons altyd sê waar die seer is nie. En dis mensies. Hulle het die volste reg op hulle plekkie op aarde. Amen. Hulle plekkie in die son. Orie Benita, baie dankie. Nee, dit is my... Ek dink dit is belangrik dat ons hulle menswaardigheid beskerm. Dit is waaroor dit gaan. Nommer 1, en dit weet jy, as mense so na jou luister, dan besef jy net, dit is oor en oor die moeite werd. O ja. Om daardie mensies te versorg. En dit is ons plig op hierdie aarde, om ons medemens lief te hê soos onsself, sê die woord. En as jy net daarna kyk, dan skiet ons baie keer ver te kort. En dis wanneer jy betrokke raak by so 'n instansie, wat jy werklik doen wat die skrif vir jou sê. Maar ek sê vir jou baie dankie. Ons sê vir u, tot 'n volgende keer sê vir ons vir u, totsiens, ons kuier weer saam. Mooi dag. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, seun van God.